Right, so vandag is die 25ste Januarie 2015. Hierso is ek, Jacques, dit is Susan en dit is Alexander. Hierdie gaan 'n video diary wees vir Alexander en Alexander, die video's is so spesifiek vir jou. So ons gaan nie met enige, jy weet, weird angles of iets kom en ons wil dit net stryd gee dat jy net kan sien hoe dit is. Jy weet as jy ouer is en jy sal hierdie goed waardeer. Ja, so jy is Woensdag gebore, is vandag Sondag. Ek dink ek en jou ma het redelik baie uitgesien na jou wat kom, maar die hele proses van jou wat kom en wat daarna gebeur is bietjie meer hektiek as wat ek gedink het. Dit is net my gevoel. Ek geweet dit gaan erg wees, maar die een ding wat vir my getref het is slaap. En hoe min 'n mens gaan slaap aan die begin. Ek dink ek en jou ma het nou half en half 'n patroon uitgefigure, maar ek onthou daai eerste aand, mense so bang. Ek bedoel, jy het net genies, dan spring ek en jou ma op, dan kyk ons of jy alright is en so. En dis omdat ons maar nuwe ouers is. En jy sal dit seker nie weet nie, want in die tyd wat jy weet hierdie video kyk en dit waardeer, dan sal jy seker dink, ja maar, hoe is dit moontlik dat ma en pa nie omdat ma en pa skrikkerig is om ouers te wees. Maar ja, dis maar regtig anderster en weird. En ek weet vir my, ek was redelik baie emotional ook aan die begin. Ek het 'n paar keer gehuil, maar ek weet nie hoekom nie. Dit verstaan, ek gaan nie deur hormoon deurmekaarheid situasies nie. Dis jou ma, ek bedoel, dis haar hele liggaam wat verander, maar ek weet nie of net die oomblik te veel is of ek net emotional is of wat ook al nie. Maar ja, en ek kan onthou ek moes Vrydag werk toe gaan, so ek het Donderdag aand huis toe gekom hiernatoe en alleen hier by die huis gesit en jy en jou ma was nog in die hospitaal en dit was dit was terrible. Dit was regtig erg. Maar ja, anyway, dit is een van die aardigste goed wat ek al gedoen het. En ek weet nie hoekom nie, is net omdat ek half seker weg was van die laaf of iets. Maar anyway, alles is nuut vir ons en definitief vir jou ook, want jy is nog niks gewoond aan wat ons gewoond is in die wêreld nie. Soos ek kyk nou hier net vir die kamera af sit jou car seat, en dit was 'n redelike mission om jou in jou car seat te kry in die begin. En ook net uit te figure wat is fout en so, en ons figure nog steeds uit. Ja, ons figure nog steeds uit, maar jou ma is baie goed in wat sy doen, in terme van, jy weet, half die navorsing wat sy gedoen het voor die tyd, soos oor borsvoeding en goed, en ek dink sy doen baie goed. Ek probeer maar net aan die agterkant, jy weet, support en help en so, maar ek voel ook redelik moeg, want jou ma gee orders, soos wat 'n mens, soos wat 'n retard orders gee by die Spur. Spur is 'n restaurant as dit teen daai tyd nie meer bestaan nie, maar jou ma sê vir my een ding, dan gaan ek dit doen, dan kom ek terug en sê vir my nog 'n ding. So ek hardloop die hele tyd heen en weer. Dit is asof ek gaan by 'n restaurant. Kan ek asseblief nog 'n koeldrank kry? Ja, so ek lê die koeldrank neer. Sê met ys. Okay, ek gaan haal ys uit die ys. Ek soek 'n strootjie ook. Okay, kry. Okay, kan ek 'n menu kry? Okay, kry. Okay, so jy hardloop, so ek hardloop die hele tyd heen en weer. Maar ek dink ook dis weird want jou ma sal gewoonlik vir my bietjie meer goed sê as sy vir my, jy weet, voordat jy gekom het, 'n bietjie meer goed sê as ek met gunsies vir haar doen en so. Maar ek dink dis ook omdat sy moeg is, want ons het nog nie, onthou ons het nog altyd 'n vol nag rus gehad. Ja, 12 ure maklik geslaap. Ja, terwyl ek swanger was. Ja, ek bedoel mamma het gaan slaap, of jy weet, ek in die oggend het mamma opgestaan, nou voordat jy gekom het 'n week terug of so. Het mamma opgestaan in die oggend, dan sy het my ontbyt gemaak en sy weer 'n keer gaan slaap. En nou ewe skielik word jy heeltemal jou patroon heeltemal uitgeruk en jy wil nou natuurlik weet die mees aktiefste wees tussen 12 uur en 6 uur die oggend. Of die vassieste wat jy nie wil slaap of in jou kot wil slaap nie. So, dit maak 'n bietjie moeilik. Ja, so. Maar ons begin dit nou gewoond raak en manage en so. En
Ja, ek weet nie hoe om dit te beskryf nie, jy weet, babas, ek gaan nou met jou opreguit wees as ek hierdie vir jou sê nie. Babas oor die algemeen vir my is eintlik nie, nou, ja, babas oor die algemeen vir my is nie baie, dit is mooi want dit is 'n nuwe lewe in so. Maar ek het nou al na ander babas gekyk en jy weet by die hospitaal gekyk na babas deur die skerm en so na die nursery kamer. En babas is nie eintlik vir my mooi nie, maar vir een of ander rede is jy, ek weet nie, net soos jy is die mees aantreklikste baba wat ek al ooit gesien het, maar soos in verby aantreklik, soos jy het hierdie mooi blou navy oë en dan hierdie ash blond hare en selfs jou gesigstruktuur, dit is so mooi en so alles en ja, ek weet en jou pa weet net nie hoe om dit te verduidelik nie, maar ja. Wat beteken die nuus nou weer? Ok, dis goed. So as jy moeg is dit goed, want dan kan ons slaap. Jou ma het die eerste 2 aande in die stoel geslaap, want jy wil nie in jou kot slaap, jy wil net by haar wees. En dit mag nou lyk asof dit funny is vir ons, maar dit is nie eintlik nie, want ons is redelik moeg soos ons is. So ja, maar anyway, ons het met jou oupas en oumas ook al gepraat oor Skype, is so 'n video chat program. Hoopelik teen die tyd of teen die tyd wat jy die video kyk, kry mense al, jy weet, soos 3D holograms of something like that, tegnologie groei so vinnig. En ja, dit was oupa en ouma de Kok, of oupa Janiel en ouma Rosanne, is dis hulle eerste kleinkind, so hulle is natuurlik baie geïnteresseerd in alles en so, en ek dink oupa en ouma Smit, oupa Janie en ouma San, is ook net so lief vir jou en geïnteresseerd in jou, maar jy weet, met jou niggies en neefies wat ouer as jy is, dink ek, jy weet, hulle is nou al gewoond aan dit so, waar, jy weet, as jy vir ouma Rosanne ken, en vir oupa Janiel ken, hulle is redelik interested en vra die hele tyd hoe gaan dit en goed, en ons het al 2 keer met hulle geskyp en hy is nog eers 'n week oud nie. Maar ja. Dit was net 'n paar ure uit. Ja, toe Skype was al klaar met hulle. Ja, oor die foon. En jou, wat is dit, jou ouma se broer, Johan, oom Johan en Ruth. Oom Johan en tannie Ruth, ons noem hulle net Johan en Ruth. Hulle het ook vir jou gesien en ja, jy sou Facebook as Mark Zuckerberg in die jare whenever. Ek voel so lekker praat in die toekoms in. Dit sal nog steeds so wees. Wie weet, miskien is daar soos hierdie economic meltdown. Ag nee. Ons kyk oor 20, hoeveel ook al jaar teen die tyd wat hy die video kyk. Ja, nou het ek my eie aandag afgetrek. Facebook. O ja, Facebook. Ons het 'n foto op Facebook gesit en net na jy gebore is ons kamer toe, maar hierdie fone het oortyd gewerk, net om, dan sit 'n notification en dan sit 'n message en dan sit iemand oor WhatsApp en ons het so baie mense wat vir ons dankie sê en dankie sê, geluk sê. O ja, geluk sê, sorry. Dis nou wat gebeur het met die min slaap. Ons het so baie mense wat vir ons geluk gesê het en gesê hoe mooi jy is en hoe mooi jou naam is. Ja, en alles en dis net 'n amazing vir ons ook om so baie ondersteuning te hê van vriende en familie met hierdie hele ding. Met hierdie hele ding meaning jou lewe, maar ja. Ja, en dan die laaste ding wat ek net vir jou wil sê is dat jou volle naam is Alexander Daniel de Kok. Die Daniel kom van my en jou oupa Janiel af. Wat is dit? Ons is almal Daniel. So ek is Jacques Daniel. Oupa is Jacobus Daniel, maar sy noemnaam is Janiel. So al die eersgeborene seuns in die de Kok familie is altyd Daniel.
En ons het besluit ons wil dit doen of jy ook Daniel noem, dis ook 'n mooi naam. Maar ons het ook besluit ons wil Alexander kies en die rede agter Alexander is jy sal seker teen die tyd al weet van dit, maar jou oom wat toe hy 13 jaar oud was, is hy oorlede aan malaria. Sy naam was Alexander Christian. Nou daai tyd het pappa en mamma gestudeer op Stellenbosch en jy weet, pappa moes teruggaan George toe, jy weet, om sy broer en sy res en sy familie te ondersteun in hierdie moeilike tyd. Maar pappa was gewoond daaraan dat jy weet, my broer Christian nie by ons is nie. So op by my is nie, of nie die altyd by my is nie. So ek het probeer sterk staan vir die hele familie en so, en dit was redelik moeilik op my, toe ek terug gaan Stellenbosch toe slat dit my eintlik eers wat gebeur het. En ek en mamma was daai tyd baie goeie vriende, en mamma het vir my die hele tyd gehelp deur alles en vir my geondersteun. En jy weet, daar was mense ook wat vir my geondersteun het, maar dit het my simpel geondersteun. Mamma het vir my geluister. En ek het gevoel daai tyd dat jy weet, of as iemand soos mamma net kan sit en vir jou luister en by jou kan bystaan deur, jy weet, iets so erg soos om jou eie, jy weet, al broer te verloor, dan wil jy by so iemand wees. So jy weet, jou oom het eintlik tot 'n mate vir ons twee by mekaar gebring. En ook die ander ding is, in ons eerste jaar toe ons ontmoet het ons gebly in Alexander. ja, so Hopelijk staan het nog die daai tyd wat jy ja, jyse, maar hoe oud is Alexander of toe ons daar gebly het? Dit was soos een van die ouer gebouwe. So hopelijk is dit in daai tyd, jy weet, 'n nasionale gedenkwaardigheid of iets. nee, dit sal seker nog daar staan. Hier het Jacques en Susan ontmoet. Maar anyway, so ja, en ons het ook na baie ander name gekyk, maar Alexander was op die einde van die dag vir ons die sterkste en die beste naam. En ja, dis net nog so ver, ek's baie moeg soos ek hier sit, en seer, en deur mekaar, en ek en jou maat nou voor die video bietjie vasgesit ook, want ons dink nie reguit nie. Maar het is nog net steeds 'n amazing experience, en jy weet, ek weet jy kan dit nog nie eintlik raas van goed nie, want jy weet 4 dae, 5 dae oud. Maar ons is ongelooflik lief vir jou, en ons wil net die beste vir jou hê. Nou klink ek soos my ma. Ek doen ja. Maar ja, true. Maar ons is ongelooflik gelief vir jou. Ongelooflik lief vir jou. En ons kan nie wag om die res van ons lewens met jou te deel nie. Die eerste koek en die eerste ja, al daai goed. en die eerste. Mamma het vir my vandag, dis ek hier besig te roep mamma my, toe wil sê ek moet kom kyk by jy. Wat is dit glimlag? Ek dink jy glimlag, ek dink dit so. Ja. Maar anyway, so en alles is oulik. So ja. Okay, lief vir jou. Ons gaan nou gaan, ons sal sulke diaries maak soos dit gaan. So hier is die eerste diary vir Alexander Daniel de Kok. Datum vandag is die 25ste Januarie 2015 en ons is in ons flat in Imsil, Suid-Korea. Bye!